ons, Here. Ja, dis lekker om te hoor, is lekker om hier te wees en ja, u woord inspire ons en dit infuse ons met soveel insig, Here. Dit blaas ons koppe net so oop, Here, en maak ons bewus van u omvattende rykdom van wysheid en u goedheid in hierdie wêreld en in hierdie lewe. En dankie dat u dit vir ons skenk deur u woord en deur die Gees wat in ons woon en in ons werk elke dag. En Here, as ons deur Handelinge gaan, dan besef ons ons is deel van 'n community van mense wat van die begin af passievol was oor u en u woord en wat die wêreld verander het. En help ons, Here, om met daai selfe passie en lewenswysheid wat u woord vir ons gee, die wêreld aan te pak, die lewe aan te pak sonder vrees en sonder bewering vanmôre, omdat so baie mense al hierdie pad voor ons gestap het. Baie dankie daarvoor en Here, ja, lei ons net vanaand ook deur u Gees. Ons bid in Jesus se naam en almal sê amen. Dan sê okay, julle. Ons is by die Here se woord, Handelinge hoofstuk 8. Handelinge hoofstuk 8. So tot nou toe was ons minister, ons het al baie mooi gepraat oor wat se tipe literatuur is Handelinge. Dit is antieke of teologiese geskiedskrywing volgens vroeg-Griekse oriëntasies in die gees van Herodotus en Thucydides. Ons weet nou al dat Lukas is 'n mediese dokter, hy het saam met Paulus gereis 'n baie groot deel, daar in Lukas 16 vers 10 af, reis hy baie groot gedeeltes saam met Paulus, nie die hele tyd nie, maar hy's heeltyd daar en hy's in 'n netwerk saam met Paulus en sy mense. Ons sien hoe die Gees van die Here die kerk vat en dit vooruitgaan, en soos die geboorte van enige ding gaan dit gepaard saam met allerlei konflik en pyn en lyding, maar met baie entoesiasme en baie liefde en die passie en die liefde van die Gees en die kennis en die bewuswees van die opgestane Jesus is so voorop in mense se gedagtes en hulle harte dat dit voorop is in die boek. Die lyding en die swaarkry en die opstande en die riots en die goeters is so half die backdrop in die agtergrond, maar die kerk kan nie gekeer word nie en hy gaan vooruit. Dis eintlik amper vervulling van Jesus se woorde in Matteus 16 of Markus 8 waar Jesus sê die poorte van die doodryk sal nie my kerk kan sink nie. En jy sien hier in die Handelinge en dink weer eens 'n bietjie hoe onwaarskynlik dit eintlik was, dat hierdie klein groepie Jesus-volgelinge wat geen mag gehad het nie, vandag hier sit ons vandag, honderde van ons is in hierdie gemeente, en in gemeentes rondom ons in die wêreld vandag, en so iets wat so kragtig en so magtig was soos die Romeinse ryk, en voor dit die Hasmoneese ryk, en voor dit die Griekse ryk, en voor dit die Persiese ryk, en voor dit die Babyloniese, en voor dit die Assiriese ryk, en so kan ons aangaan. Daai ryke bestaan nie meer vandag nie, en as jy trouens in daai lande toe gaan, dan is eintlik net ruïnes oor, van Egipte af tot waar ook al, maar hier sit ons vandag nog, en ons praat oor die lewende Jesus, en ons getuig daarvan, dat hy in ons lewens is, en steeds vandag commit ons nog steeds ons lewens teenoor hom, ons hou nog steeds aan hom vas, te midde van swaarkry, te midde van 'n klomp goed, en dis net so ongelooflik om dit te sien. Ek is sommer 'n bietjie vir ekstra inligting, ek is besig om die oomblik sommer 'n bietjie in my eie stilte tyd, julle is nou al moeg daarvoor dat ek sê, ek is besig met William Wilberforce joernaal, so, ek is nog steeds besig met hom, maar ek het ons 'n bietjie onderbreek, want hy raak nog my boring, en ek sal hom sekerlik klaarmaak, maar ek onderbreek het so 'n bietjie sommer net met 'n boekie oor, wat 'n sendeling geskryf het, case studies waar mense in moslimlande, ernstige moslimmense wat geen affinity het met Jesus nie, wat geen belangstelling het in die Christelike geloof nie, hoe 'n geweldige tendens daar ewer skielik in al die Arabiese lande, van Saudi-Arabië tot in Iran en in Egipte en allerlei plekke waar mense ewer skielik drome sien van Jesus, en hoe Jesus homself openbaar aan mense wat glad nie belangstel om hom te ken nie, en hoe aktief hierdie verhaal wat hier begin, steeds vandag aan die gang is. En steeds vandag mense se lewens oorneem, hoe die Here steeds vandag homself openbaar aan mense.
En hoe die Here selfs in plekke soos Mekka, wat een van die moslems, dis die groot hub, Mekka en Medina. En hoe een ou eendag daar op die markplein kom, en 'n vrou sê vir hom, "Hey jy!" En hy skrik hom byna dood. Ek ken die vrou van geen kant af nie. Sy sê vir hom, "Ek het gisterand gedroom van Jesus. En jy was saam met hom. En Jesus het vir my gesê ek moet jou van op die markplein kom soek, want jy sal my meer van hom vertel." En hoe hy moet daar gaan sit sommer op die gras en daar in die publiek. En hy sê vir haar, hy deel evangelie met haar. En dit is interessant in daai lande, as hulle evangelies met mekaar deel, dis my nogal kenmerkend soos ek die stories lees, dat al die ouens as hulle evangelies deel, dan gebruik hulle iewers hierdie frase, dat hulle vir die mense aan teenoor wie hulle getuig sê, onthou net voor jy Jesus aanneem, moet net vir jou sê, jy gaan jou lewe verloor vir hom. Jy gaan ly vir hom as jy hom aanneem. En dit keer net nie enigiemand nie. Want die honger wat daar is by die mense. Nou, Messias wat hulle liefhet. En wat sy lewe vir hulle aflê. En dis 'n baie kenmerkende ding, dat al die drome wat mense van Jesus sien, of die verskynings van hom aan mense in sulke lande, waar die evangelie baie skaars is, en waar jy dit baie onder die dekmantel moet hou, is almal wat al die gewaarwordings van Jesus is veral sy liefde. Dis wat hulle van hom sien. Die liefde in sy oë, partykeer sê hy net niks, maar hulle weet nie presies wie dit is. En hy nooi hulle om hom te volg. Dis die storie waarvan ons lees in Handelinge. Dis dieselfde storie. Daai gees wat in hierdie tyd gewerk het in hierdie mense, uit die lewe, dood en opstanding van Jesus en daarna aan sy kerk, werk nog vandag in my en in jou. En hy's hier. En hy stel belang in ons. En hy persoon nog steeds 'n verhouding met ons. So ons sien in Handelinge 1 tot 7, en die klein stukkie van 8 wat ons laasweek gedoen het, sien ons min of meer die expansion van die kerk in Jerusalem. En ek het vir julle gesê, Handelinge 1:8 kan soort van gesien word as 'n tipe van 'n proloog, 'n voorprent, as jy wil, van die res van Handelinge. Julle sal my getuies wees, die Gees sal oor julle kom, en julle sal my getuies wees in Jerusalem, Judea en Samaria, tot in die uithoeke van die aarde. En so die eerste gedeelte het baie te maak gehad met Jerusalem. En ons sien in hoofstuk 8 vers 1 tot 3 het ons nou gesien Saulus het 'n vervolging begin. Ekskuus tog. Hier teen die gelowiges, en hulle trek daar weg met 'n vaart, en hy's agter die klomp ouens aan, en hy's besig om hulle verwoed te vervolg. En dan sien ons in vers 4 begin daar 'n nuwe fase. En dit is die evangelie in Samaria. En so 'n bietjie in die res van Judea, maar vir die eerste keer steek die kerk sy tone uit buite Jerusalem. Nou, dit beteken nie daar's nie alreeds mense buite Jerusalem nie, maar dit vertel nou maar net so soos wat dit ontwikkel het. En so vertel Lukas die storie so in Samaria. Ons weet mos nou al in daai tyd was die suidryk in Israel was Judea, nie suidryk nie, die suidelike provinsie was Judea geweest. Dan het jy net boom Samaria gehad waar die Samaritane mos nog gebly het, en bo dit Galilea, né? En so ons sien die gelowiges uitmekaar gejaag. 8 vers 4 het so ver as wat hulle gegaan het die evangelie verkondig. So die Here het ook hierdie vervolging gebruik, soos wat die mense uitbeweeg het en selfs gevlug het, partykeer het hulle die evangelie verkondig so ver soos wat hulle gegaan het. So die evangelie vat die pad. Nou om te travel in daai dae was eintlik geweldig gevaarlik geweest. En ek sal net so 'n bietjie meer daaroor sê. So mense het in groepe getravel, maar in elk geval soos wat hulle aangegaan het hulle die evangelie verkondig. Vers 5, so dit gebeur dat Filippus by 'n stad in Samaria gekom het en Christus daar verkondig het. Toe die mense hoor wat Filippus verkondig het en die wonder sien wat hy doen, het hulle aandagtig na sy prediking geluister. En onrein geeste het met groot geskreeu uit die mense uitgegaan en baie wat verlam en krepeel was het is gesond gemaak. Daar was groot blydskap in daardie stad. Daardie selfde stad was 'n man met die naam van Simon. Goed, dan vertel hulle net hy het toorkunste en allerlei goeders gedoen. Hy het tot geloof gekom. En dan sien ons hierdie ouens het tot geloof gekom. Toe sien ons in vers 14 sien ons toe die apostels in Jerusalem hoor. Dis 'n baie interessante gedeelte hierdie. Toe die apostels in Jerusalem hoor dat die mense in Samaria die woord van God aanvaar het
het hulle vir Petrus en Johannes daarin gestuur. Hoekom het hulle vir Petrus en Johannes daarin gestuur? Vriende, julle moet onthou, die kerk in Jerusalem was nog steeds die main kerk gewees. Dit is die overseeing kerk en die vroeë kerk het baie sterk gewerk met accountability. En al die gemeentes was eintlik accountable aan die mense in Jerusalem en die mense in Jerusalem, die ouens wat daar die leiers was Petrus en Johannes en Jakobus. Jakobus was eintlik die groot kanon geweest. Johannes die broer van Jesus. Nie Johannes die broer van Johannes nie. Hy word ons sal binnekort hier lees, hy word reggestel op 'n stadium. Dan sien jy dat daar word nog steeds van Jakobus gepraat en dis Jakobus die broer van Jesus. Hy het eintlik die groot leier geword van die kerk in Jerusalem. En soveel so dat julle sal sien, hier kom hulle nou inspeksie doen om te kyk wat gaan hier aan. En later in Antiochië in hoofstuk 11 is hulle ook die ouens wat Antiochië toe gaan. Dis eers Barnabas en dan gebeur daar 'n klomp goedjies en dan later kom Jakobus ook daaraan. Net om te gaan inspek. Wat gaan daar aan en so aan. So die vroeë kerk het baie sterk gewerk met accountability en die feit dat waar die evangelie verkondig is en uitgebrei dat hulle getrou bly aan die getuienis van Jesus. En dis die rol van die apostels gewees. Nou Filippus was 'n apostel gewees, maar hy was nie een van die groot kanonne gewees nie. En so ons sien in hoofstuk vers 14, toe die apostels in Jerusalem dit hoor, dat mense in Samaria die woord van God aanvaar het. Onthou nou, wie was die Samaritane vir hulle? Dit is 'n natuurlike etniese vyande gewees, né? Nog al die jare gewees en hulle het mekaar verafskie en dit kom eintlik uit die tyd van die Assiriese wegvoering af, want toe in die Ou Testament by die verdeelde ryk toe jy nie die Noordryk en die Suidryk gehad het, Israel in Juda het in 722 koning Salmanassar die 5de van Assirië het ingeval in die Noordryk en hy die noordelike 10 stamme weggevoer. Hulle het nooit weer teruggekeer nie. En as jy regtig waar 'n volk wat jy verower wil vernietig, hulle etnisiteit, hulle bloedlyn, dan stuur jy van die ander gevangenes wat jy in ander lande bymekaar gemaak het, stuur jy om tussen hierdie ouens te gaan bly en dan verbaster hulle en dan verdwyn hulle bloedlyn geheel en al. En vir die antieke mense was dit 'n verskriklike belangrike ding geweest. So Salmanassar het van hy ouens gestuur om in Jerusalem, om in die Noordryk te gaan bly, dis in die tyd van die Ou Testament 722 voor Christus. En so hulle het heeltemal verbaster en dis eintlik waar die Samaritane vandaan gekom het. Dis daai verbastering wat van 8 eeue voor Christus af eintlik gekom het. So hulle 2 eeue voor Christus het daar was 'n geweldige oorlog geweest tussen Juda en Samaria. En Juda het op 'n stadium, ek dink is 198 voor Christus het hulle ingestorm en hulle het die Samaritaanse tempel by die berg Gerizim het hulle vernietig en so was 'n heeltyd daai geweldige oorlog en dis kom die gelykenis van die barmhartige Samaritaan so significant was. Want hulle vra vir Jesus, wie is my naaste? En hy gebruik die mees ekstreme local voorbeeld wat hy kan. Hy sê hier lê 'n ou en hierdie ouens wat jou volksgenote is, maar wat jou nie help nie, is nie jou naaste nie. Al lyk hulle nes jy en hulle praat hulle soos jy en hulle ryk hulle soos jy en al praat hulle jou taal, maar die ou wat jou help is jou naaste. En hierdie Samaritaan het medelee gehad met die persoon. So dit is onthou en Lukas het die Lukas evangelie geskryf en hy skryf Handelinge en jy kry die barmhartige Samaritaan net in Lukas. So Lukas is daarop uit. Hy wil vir jou wys dat die evangelie is bedoel vir die nasies. So hier begin die eerste begin die evangeliese tone uitsteek na Samaria toe en hier kom Petrus en Johannes hulle is daarin gestuur om te gaan inspek wat daar gebeur, want jy sal sien soos dit ons met die storie aangaan, die Jode het kop nog steeds nie heeltemal dat die evangelie bedoel is vir almal nie. Hulle sê dit met hulle mond. Dit is baie soos ons Christene vandag. Ons glo sekere goed, ja, dit is so, ons glo in ander, maar ons doen dit nie. Jy weet, ons glo dit nie passievol genoeg nie en ons weet ons moet enigiemand aanvaar wat in die kerk inkom en ons weet ons moet gasvry wees en ons weet ons moet boemelaars en weird ouens en ouens wat tattoos, ons moet almal aanvaar, maar as hulle kom, kyk ons hulle so 'n bietjie snaaks aan. Ons weet dit, ons weet ons moet dit nie doen nie, maar ons sukkel net met hierdie ding van om regtig akkommoderend te wees. In die vroeë kerk, dit het daar begin. So ons is in goeie geselskap, lyk dit vir my. So, hierdie ouens het ook gestruggle daarmee, maar hulle het dan die boodskap uiteindelik gekry. Het vat hulle rukkie, maar ons sal sien vanaand hoe dit gebeur. So, nou Petrus en Johannes, gits, die Samaritane, wait a minute, die gees is uitgestort waar? In Jerusalem. So, hoe kan julle nou, jy weet, wie het gesê hulle kan Samaritane toe gaan? Wel, Jesus het dit gesê in Matteus 28, maar jy moet onthou, op hierdie stadium het die evangelies nog nie bestaan nie.
die mondelinge tradisies rondom Jesus het bestaan, so die evangelies het in mondelingse vorm beslis ontstaan, maar die mense nie almal het eweveel geweet in die vroeë tyd van absoluut alles wat gebeur nie, en hulle het nie altyd klem gelê op die presiese goed waarop ons nog gaan klem lê. Vandag het ons die totale Nuwe Testament, en dit is vir ons baie maklik om dit te doen, om die regte klem te lê. Goed, en dan sê ons, die het toe gegaan en vir die mense daar gebid, dat hulle die Heilige Gees mag ontvang. Dis weird. Dis die enigste plek in die hele Nuwe Testament, waar die tot geloof kom van 'n groep, nie op dieselfde tyd gebeur as dit die Gees ontvang nie. Want gewoonlik, ons sien dit in Paulus se verhale nou, hou gou julle vingers hier in, by Handelinge 8, dan blaai na Matteus 3 toe eers, Matteus 3. Julle kan Matteus 3 ook gaan kyk, selfe storie kom daarvoor, maar kom ons nou by Lukas 3 aangaan, ons sien ons nou Handelinge doen, dit gaan immers oor Handelinge, so kom ons ou daarby. Okay. So, Johannes die Doper is hier aan die gesels in Lukas 3, en Matteus, Markus, Lukas, derde evangelie, né? Ek sien party van is baie confused, ek help graag. Vers 15, daar so in Lukas 3. Goed, Johannes nou gepreek, hy het met die soldate gepraat, met die verskillende mense, en so, en hulle vra van wat moet hulle doen, en so. En hy sê in vers 15 staan daar, die volk was vol verwagting, en almal het hulle begin afvra, of Johannes nie miskien die Christus is nie. Dis nie Johannes die Doper, né? Daarop gee aan Johannes en hulle almal die antwoord, ek doop julle met water, maar my meerdere kom, en ek is nie eens werd om sy skoene los te maak nie, hy sal julle met die Heilige Gees en met vuur doop. Die Heilige Gees en met vuur. Nou kom ek vra jy vir julle gou, wat is daai vuur? Okay, baie maklik, lees net verder. Vers 17, hy het die skop in sy hand, en hy sal die dorsvloer deur en deur skoonmaak, die koring sal hy in 'n skuur bymekaar bring, maar die kaf sal hy met 'n onblusbare vuur verbrand. So as hy sê, hy sal mense doop, Christus is die een, hy deel die wêreld op in twee. Die mense wat met die Gees gedoop gaan word, en die mense wat met vuur gedoop gaan word. Aan die ander mense wat vernietig gaan word uiteindelik, wat nie by Christus gaan hou nie, en mense wat in So as Lukas die wêreld in twee opdeel, dan noem hulle nie Christene en heidene nie. Hy sê die mense, die een groep gaan gedoop word met die Gees, en die ander groep gaan gedoop word met oordeel, né? Met vuur. So dit beteken, al die gelowiges, dit is hoe hulle gelowiges gesien het, gelowiges is gedoopte mense, hulle is gedoop in die Gees, want die doop is 'n indoop, dis 'n belonging gebeurtenis. 'n doop is 'n ritueel van, ek word deel van 'n gemeenskap, ek word deel van 'n familie. So jy word ingedoop in hierdie familie in. Nou kyk 'n bietjie wat Paulus sê in 1 Korintiërs 12. Ons het al van hierna gekyk vorige kere, maar ek lees vir julle in hoofstuk 12 vers 12. Net soos die liggaam 'n eenheid is, dis nou 1 Korintiërs 12 vers 12. Net soos die liggaam 'n eenheid is en baie lede het, en soos al die lede saam, al is hulle baie, een liggaam vorm, hoor die eenheid en die liggaam en die mense, die groep, né? So is dit ook met die liggaam van Christus. Omdat ons almal een liggaam geword het, is ons almal met die een Gees gedoop. Of ons nou Jood of Griek, slaaf of vry is, ons is almal van die een Gees deurdrenk. Nou met wie praat Paulus hier? Hy praat met die Korintiese gemeente, wat 'n baie stout gemeente was, maar hy sê vir hulle, jy weet, wat maak van jou gelowige? Jy's in die liggaam ingedoop deur die Gees. Daar staan letterlik in die Grieks in vers 13, by this one spirit, die Engels is net maklik, by this one spirit we have been baptized into the body. So wat doen die Gees met my en jou as ons tot geloof kom? Hy doop ons in die groep in. Hy doop ons in die liggaam in. So gelowiges is by definisie gedoop met die Heilige Gees. So, hoekom gebeur dit hier in Handelinge 8? En kom ek sê vir julle, teoloë stryd tot, dit is nie hulle baie stryd nie, maar niemand kan by heeltemal 'n verklaarbare ding uitkom oor hoekom dit hier gebeur, dat Filippus lei 'n klomp ouens na die Here toe. Nou kom Johannes en Jakobus, is dit Johannes en Jakobus? Petrus en Johannes, sorry. Petrus en Johannes daaraan, die groot kanonne, en hoekom is vir hulle belangrik? Want dit was belangrik geweest,
ek dink dis wat besig om te gebeur. Miskien moet ek nie eens een disclaimer maak oor Handelinge. Onthou net, Handelinge is 'n oorgangsboek, né? Dit vertel vir die oorgangsverhaal tussen die ou bedeling en die bedeling van die Gees. Hallo, is julle met my? So daar's baie dinge wat in Handelinge gebeur, snaakse dinge wat in Handelinge gebeur, wat nie weer daarna gebeur nie. Want dit is 'n oorgangstyd. So hoekom is dit belangrik? Ek persoonlik dink, hierdie ouens het tot geloof gekom, maar vir die vroeë kerk was dit belangrik dat die hoof getuies van die kerk, wat die opgestaane Christus gesien het, moet hulle eie oë moes sien, dat hierdie Samaritane gedoop word met die Gees, en dat hulle in tale praat, sodat hulle die getuies kan wees, dat ouens net soos wat die Gees in Jerusalem uitgestort is dit uitgestort op die Samaritane ook. Ons het dit gesien met ons eie oë, nie sommer net enige iemand nie, nie sommer net Filippus nie, Petrus en Johannes het dit self gesien. So ek dink dis baie belangrik vir die getuienis van die kerk, dat dit so hier gebeur. Goed, so die apostels het hulle hande opgelê en hulle die Heilige Gees ontvang. Toe Simon sien, okay, nou kom Simon, hy is eintlik gelowig, maar hy sien nou al daai goeders en hy bied vir Petrus geld aan, en dan sê Petrus, man, vat jou geld en vlieg in jou maai, en dan sien ons in vers 26, 'n engel van die Here het vir Filippus gesê, maak jou klaar om teen middag na die pad wat van Jerusalem af na Gaza toe loop. Dit is 'n stil pad en dit is dieselfde Gaza vandag waar die oorlog vandag plaasvind, dieselfde plek. Gaza was 'n hoor nou hier. Hoor hoe simbolies, hoor hoe moeswillig is Lukas hierso. Gaza was een van die hoof Filistynse stede. So die Filistyne is een van die nasietjies wat gedurig vir Israel apartheid gegee het, veral in die tyd van Dawid, né? Onthou julle dit? So daar was 5 Filistynse stede: Gaza, Asdod, Askelon, Gat en Ekron. So hulle het as jy nou Israel kyk so, dan het hulle, as jy nou so kyk, hier's Israel, hier's die Middellandse See, hier's Egipte, dan lê hulle so hier. Ek wil net waar Gaza vandag is, né? Het daai 5 stede so bymekaar gelê. Dis die Filistynse stede. En hulle het van ander plekke afgekom iewers. Hulle het heel waarskynlik van Griekeland iewers afgekom in die tyd van die Ou Testament. So hulle het altyd vir Israel moeilikheid gegee. So wat wys dit nou hierso? Nie net steek die evangeliese tone buite Jerusalem uit nie. Die grootste vyande van Israel is van die eerste ontvangers van die evangelie. Filippus diskrimineer nie. Hy dink nie, dis 'n Filistyn. Ek gaan nie met hom praat nie. Lukas is baie attent daarop. Daar is nou diskrimineer ons nie meer nie. Dit gaan nie meer oor ja ons nasies het geskiedenis met mekaar. Jy weet, ons praat nie met mekaar nie. Daai tyd's verby. Ons leef nou in die tyd van die Gees. Die Here se boodskap is vir almal. Dis vir my vriende en vir my vyande. En as ek nie bereid is om my vyande te embrace nie, is die evangelie dalk ook nie vir my nie. Dis regtig die boodskap van Handelinge. So hy reik uit hierso na Gaza, of Gaza, soos ons het vandag noem, dis Filistynse gebied. Filippus het toe klaar gemaak en gegaan. 'n ontmande Ethiopiër, dis nou nog erger. Of amper net so erg, want hierdie die ontmande ou kom uit Ethiopië, Afrika land, en hy's ontman. Kom ons lees eens verder en praat ons oor. Wat 'n hoë pos bekleed aan die hof van die Kandake, soos die koningin van Ethiopië genoem is, en wat haar geldsake beheer het. So hy is soort van second in charge, 2IC van die land. Het na Jerusalem toe gegaan om te aanbid. So hy was 'n Jood gewees, en hy was nou op pad terug en op sy wa gesit en lees in die profeet Jesaja, toe sê die Gees vir Filippus, gaan loop saam daai wa, en Filippus loop en hy vra vir hom, verstaan jy wat hy lees? En hy sê, hoe kan ek verstaan as niemand my verduidelik nie? En Filippus is daar besig om vir hom te verduidelik, en dit kom met Jesaja 53 daai, né? Daai gedeeltes wat hy lees, en vers 35 sê sê Lukas, Filippus het by hierdie skrifgedeelte begin en die evangelie oor Jesus aan hom verkondig. Onderweg kom hulle toe by water aan en die amptenaar sê, kyk hier's water, wat verhinder dat ek gedoop word? En toe het hy die wa laat stilhou, en Filippus en die hofdienaar het albei in die water ingegaan en Filippus het hom gedoop. Toe hulle uit die water kom, het die Gees vir Filippus weggeneem. Die amptenaar het hom nie meer gesien nie, en hy het sy reis met blydskap voortgesit. Filippus is later in Asdod aangetref. Dis ook een van die Filistynse stede, né? Belangrik. Eers Gaza, dan Asdod, al twee prominente Filistynse stede. Filippus stiek daarby, die evangelie gaan nou ook vir ons historiese vyande, maak nie meer saak nie. Die Here
stuur ons na almal toe. So hierdie is 'n ontmande amptenaar. Hulle het dit baie keer gedoen met slawe, met manslawe, veral wat in die koninklike huise diens gedoen het hulle ontman om seker te maak dat hulle slaap nie met van die edel meisies en goeters en verwek kinders met 'n onsuiwer bloedlyn nie. Dit kon 'n groot skande en kyk, die mense was baie bygelowig in daai tyd, so jy weet, daar kan allerlei weird goed gebeur as dit gebeur, het mense geglo. So hy is ontman. Wat dit terrible maak is dat hy gaan Jerusalem toe om te aanbid, maar die tragiese ding is hy kon nie naby die tempel gekom het nie, want hy was beskou as onrein. So hy kon nie daar gekom het. Hy was steeds 'n Jood gewees en hy het steeds aanbid. En Filippus bring vir hom die evangelie en hy maak hom deel van die familie. En ek weet nie of julle dit weet nie, van die vroegste, as jy byvoorbeeld nou kyk na die Nuwe Testamentiese manuskripte wat ontstaan het in die eerste paar eeue, is van die koptiese manuskripte is van die vroegste wat ons het. En dit kom uit Ethiopië uit. En ons het geen ander getuies oor hoe die evangelie in Ethiopië gekom het nie. En daar's natuurlik daar's 'n groot kans dat hierdie Ethiopiër teruggegaan het en daar was ook ander mense ook, ons weet nie, maar ons het nie kennis en inligting oor hulle histories nie. So die kans is heel goed dat hierdie Ethiopiër dalk 'n baie nuttige en 'n effektiewe getuie was en dat hy heel moontlik die evangelie gevestig het in Ethiopië. Dit is moontlik. Alright. So ons sien nou hierdie vervolging is besig om plaas te vind in Jerusalem, so die evangelie beweeg buite Jerusalem toe. Heel eerste is die Samaritane, die historiese vyande van Israel, en net aan die ander punt van Juda, die Filistyne. Die evangelie word aan hulle gebring. Daar word nie nou meer gediskrimineer nie. Handelinge 6. Intussen, so hierdie goed gebeur nou so half parallel met mekaar. Intussen het Saulus soos 'n besetene voortgegaan om die volgelinge van die Here met die dood te dreig. Hy het na die hoëpriester toe gegaan en vir hom bekendstellingsbriewe aan die sinagoges in Damaskus gevra. Damaskus was so en noordoos van Israel, aan die ander kant van die Jordaan, die ooste kant van die Jordaan, en maar baie belangrike stad. En sy doel was om al die aanhangers van die leer van die Here, daar staan letterlik, dit is net interessant, sy doel was daarmee, ek gaan vir letterlik sê wat staan daar, sy doel daarmee is om al die aanhangers van die pad van die Here. Vir Lukas, onthou ons het nou gepraat dat vir Lukas is jou geestelike reis, hy is die teoloog van die pad. Hy skets Jesus as die rustige Jesus wat saam met mense reis die hele tyd. Hy het ons laas keer oor gepraat. Okay, so die pad is vir hom ongelooflik belangrik. So die pad kom 'n hele paar keer voor. So die Christene het bekend gestaan as die mense van die pad. Omdat hulle baie gehou het van reis. Dit ook, maar dis nie die hoofrede nie. Hulle het anders gestap as ander. So die pad is 'n metafoor van jou lewenstyl, né? Paulus gebruik ook, hy gebruik nie soveel die woord pad, hodos in Grieks, soos wat Lukas gebruik nie. Hy gebruik dit op 'n ander manier. Hy praat van peripatein, hy praat van om te stap. Jy stap anders. Die mense van die weg, die mense van die pad. So met ander woorde, ons is nie streng gesproke, die eerste Christene is nie gekenmerk aan wat hulle glo nie. Hulle is gekenmerk aan hoe hulle leef. En daarna het mense gehoor, dis op grond van wat hulle glo. So ons maak vandag 'n vreeslike belangrike ding, ons het eintlik baie passiewe geloof vandag. Alles gaan oor wat jy dink en glo en voel en ja, ek glo ten minste die regte goed. Is nie so belangrik nie. Dit is belangrik, maar die vraag is, hoe aktief is jy? Jy weet, stap jy die pad? Jesus praat ook van die nou pad en die breë pad. En dan sien ons dat as Paulus later met sy sendingreise begin, hy word die apostel van die pad. Soveel so dat hy omtrent in sy leeftyd 16.000 kilometer gereis het, net van Handelinge 13 af. Voor dit het hy ook baie gereis, maar daarvan het ons nie inligting en kennis nie. So okay, hy is op pad Damaskus toe, en ons sien hier wat gebeur in vers 3, toe hy op sy reis naby Damaskus kom, is daar skielik 'n lig uit die hemel op hom gestraal, hy het op die grond neergeval, en 'n stem vir hom hoor sê, Saul, Saul, waarom vervolg jy my? Wie is u, Here? Vra hy toe. Ek is Jesus, antwoord hy. Dis vir my wat jy vervolg. Hierdie is 'n amazing stelling, dat Jesus homself so identifiseer met sy eie kerk. Dis nie
dat as hy die kerk vervolg, vervolg jy my. As jy in my mense vat jy aan my. En by the way, jy sien dit reg in die Nuwe Testament op verskeie maniere. Dis vir my wat jy vervolg. Maar staan op en gaan na die stad toe, daar sal vir jou gesê word wat jy moet doen. En dan weet ons nou, hy's nou blind en hulle vat hom na die stad toe en dan praat die Here met Ananias. Ons sien in vers 10, in Damaskus was daar 'n sekere volgeling van Jesus met die naam Ananias. Die Here het hom in 'n gesig geroep, Ananias, hier is ek, Here, sê hy. En die Here sê vir hom, gaan dadelik na Reguitstraat toe en vra by Judas se huis 'n man van Tarsus met die naam Saulus. Hy is besig om te bid en hy het in 'n gesig 'n man met die naam Ananias sien inkom wat hom die hande opgelê het sodat hy weer kan sien. Maar Ananias sê, Here, ek het by my mense van hierdie man gehoor van al die kwaad wat hy die mense wat in U glo in Jerusalem aangedoen het. En nou is hy hier met vol mag van die priesterhoofde om ons almal gevange te neem wat U naam aanroep. Toe sê die Here vir hom, gaan daarheen, want ek het hom gekies as my werktuig om sy naam uit te dra onder die heidene nasies en hulle konings en ook onder Israel. Ek self sal vir hom wys hoeveel hy vir my naam moet ly. Ananias het toe gegaan en daar in die huis gekom, uit Saulus die hande opgelê en gesê, Saul, broer, Here Jesus wat in jou verskyn het, toe jy op pad hierheen was, het my na jou toe gestuur, sodat jy weer kan sien en met die Heilige Gees vervul kan word. Onmiddellik het daar iets so skille van Saulus se oë afgeval en hy kon weer sien. En daai is baie simbolies, né? Dis natuurlik letterlik, dit het letterlik so gebeur, maar dis ook in Paulus se lewe is dit baie simbolies ding. Want jy kan sien, Paulus het na hierdie gebeurtenis sien hy met ander oë. Hy sien heeltemal met ander oë. Hy kan net nie met dieselfde dink nie. En Jesus het hom heeltemal oorrompel. Trouwens, as jy die volgende stukkie lees, of kom ons lees net eers dat skille van sy oë afgeval en hy kon weer sien. Toe het hy weer opgestaan en hy is gedoop en hy het geëet en sy krag te herwin. Saulus het 'n paar dae daar gebly by die gelowiges in Damaskus en dadelik in die sinagoges begin verkondig dat Jesus die seun van God is. Hy het nie eens gewag nie. Hy het onmiddellik, toe die skille van sy oop afval, toe sien hy die opgestane Christus en hy sien hoe die Here tot in sy hart inkyk en alles verander vir hom. Almal wat dit aangehoor het, is verbaas. Okay, so nou en het hulle hom teengestaan. In vers 22 sê Lukas, maar Saulus het al hoe kragtiger gepreek en die Jode wat in Damaskus woon in die war gebring deur te bewys dat Jesus die Christus is. Na die verloop van tyd het die Jode saamgesweer om Saulus te vermoor. Maar hy het van 'n plan te hoor gekom en ontsnap hy nou daarso. Nou in daai tyd, dit sê dit nie hierdie, maar jy sien dit in Galasiërs 1 en 2. In daai tyd is Paulus vinnig Arabië toe en hy het teruggekeer na Damaskus toe. Hierdie gebeure, hy was in Damaskus gewees tussen van 33 raai ons tot 35. So hy het die Here ontmoet morgens in die jaar, sou ons skat 32, 33. Hy het vir 3 jaar in Damaskus gebly waarvan hy vinnig Arabië toe gegaan het en mense beweer hy het Sinaï gaan opsoek, die plek van Moses. Onthou net, Paulus was 'n Fariseer, so die wet en die tradisie was so ongelooflik belangrik. En mense beweer hy het heel moontlik so toe gegaan om te probeer om iets te beleef. Miskien is hy daar weggeruk tot in die 7de hemel, ons weet nie presies nie. Maar hoe dit ook al sê, hy kom terug. So as ons sien in vers 26 dat Saulus het na Jerusalem toe gegaan, dis 3 jaar later. Alright, dit is nie hy verduidelik dit self baie mooi in Galasiërs 1 en 2. Hy sê vir die ouens dan Galasië, hy het juis nie dadelik Jerusalem toe gegaan nie. Hy het in Damaskus gebly vir 3 jaar, Arabië toe gegaan, teruggekom. En dan sê hy, en toe eers, na 3 jaar, is ek Jerusalem toe. En daar het ek vir Petrus gaan opsoek, ek het 15 dae by hom gebly, sê hy in Galasiërs 2, en ek het daar vir niemand anders ontmoet nie, behalwe vir Jakobus, die broer van die Here, en ook vir Barnabas, sê Galasiërs 2. So, dan sien ons hierso, in vers 26, Saul het na Jerusalem toe gegaan, en probeer om daar by die volgelinge van Jesus aan te sluit, maar almal was vir hom bang, omdat hulle nie kon glo dat hy 'n volgeling van Jesus is nie. Hulle het gedink, obviously, entrapment hierdie, een of ander ding. Barnabas het hom egter oor Saulus ontferm en hom na die apostels toe gebring. Hy het vir hulle vertel hoe Saulus op die pad die Here gesien het en die Here met hom gepraat het. En daar ontferm Barnabas homself oor Paulus en hy stuur vir Paulus terug na Tarsus toe en sê, hierdie ouens gaan jou doodmaak hierso. Gaan net terug Tarsus toe. En in daai tyd
dat Paulus, ons weet toe, want Paulus sê dit in Galasiërs 2, toe hy Tarsus toe is, het hy 'n hele tyd daar in Sirië en Cilicië het hy rondgegaan en rondgereis. Hy het obviously die evangelie verkondig, wat hy oral daar gedoen het, weet ons nie, hoe lank dit was, weet ons nie, hoe lank hy waar gebly het, weet ons nie. Hy het Tarsus, sy geboortedorp gebruik as, die geboortedorp is 'n groot stad gewees, Tarsus, met baie Griekse invloed, filosofe wat daar gebly het, retoriese skole en allerlei goed wat daar was. So Tarsus was 'n plek van groot geleerdheid, en hy het teruggegaan soontoe, en van daar uit het hy daar in Sirië en Cilicië het hy rondgereis, en hy self sê, hy het baie sendingwerk gedoen. En dan sien ons daar so die genesing van nog 'n persoon, Eneas. Dit is net interessant, hoe in antieke genesings, dis 'n vreemde ding, antieke genesings is mense wat genees is, se name is bitter selde genoem. Maar Lukas is die skrywer vir wie name belangrik is. Ewe skielik het mense nou name. Die vrouens se name is byna nooit genoem nie. Ewe skielik, Lukas is die ou wat vrouens se name noem, left, right en center. Hulle is nou individue, mense met lewens, met harte, vir wie die Here raak sien, en so aan. En dan sien ons dan die opwekking van Tabitha. So, hierdie is nou belangrik, vers 36, in Joppe was daar 'n gelowige vrou, die naam van Tabitha. So, Joppe is baie belangrik. Wat het ek laas keer gesê? Hoekom is Joppe belangrik? Ja, dis reg, Petrus is nou daar, né? So hy gaan nou so toe, maar hoekom is dit belangrik van die Ou Testament? Ja, Jona, né? Jona het in Joppe, Jona het van Joppe afgekom. So Jona was die embarrassment van die profete. Hy was die ou wat niks wou weet toe die Here hom nasies toe stuur, toe sê hy, "I can't, no way, dit gaan ek nie doen nie." En so Joppe word nou 'n paar keer hier genoem. Vers 38, aangesien Lydda naby Joppe is en die gelowiges gehoor het, en so gaan dit aan, en toe het hulle haar daar gesond gemaak, nadat Petrus het verkniel gebid. So Petrus is daar in Joppe, sy het haar oë oopgemaak, en sy het vir Petrus gesien, regop gesit, en hy het haar opgehelp, en mense tot geloof gekom. So vers 43, Paulus het 'n geruime tyd daar in Joppe gebly, by 'n sekere Simon, 'n leerlooier. Nou Joppe was nog steeds deel van die provinsie van Juda. Alright, so nog steeds in Jerusalem. Maar nou, hoofstuk 10. In Caesarea was daar 'n man met die naam van Cornelius. Dis 'n heiden, so hy's 'n Romein. 'n Kaptein in 'n sogenaamde Italiaanse regiment. Hy was godsdienstig en godvreesend. So met ander woorde, hy was 'n monotheïs, en hy was oop gewees vir die werk wat God doen. Hy en sy hele huisgesin, hy het baie gedoen om die armes onder die Joodse volk te help, en het gereeld tot God gebid. Een middag 3 uur het hy 'n gesig gesien, 'n engel van God na hom toe, wat vir hom sê, Cornelius. Cornelius het verskrik aangekyk en gevra, "Wie is dit, meneer?" Die engel sê toe vir hom, God het gelet op jou gebede en op wat jy vir die armes doen, en hy het aan jou gedink, stuur dus nou dadelik mense na Joppe toe, en laat daar 'n sekere Simon haal, wat ook Petrus genoem word. Hy is tuis by 'n ander Simon, 'n leerlooier wat by die see woon. So onthou, Joppe is net so entjie suid van Caesarea, net daar teen die see. Dit is nou die Middellandse See. So nadat 'n engel wat met hom gepraat het weggegaan het Cornelius 2 van sy huisbedienis en een van sy leibwagte, godsdienstige soldaat, geroep, hy het hulle alles vertel en hulle na Joppe toe gestuur. So daar's Petrus nou in vers 9. Hy is op sy dak se stoep, hy sien 'n visioen, en toe hy net mooi klaar is, toe kom daai ouens daar aan, hulle sê van, "Hoor hierso, Cornelius vra, jy moet soontoe kom." En hy gaan toe dan na Cornelius se huis toe, en ons sien in vers 34, dis nou 10 vers 34. Nou okay, Petrus het natuurlik daai visioen gesien van die laken, né? Die laken met al die diere, al die onrein diere in die wet, wat in die wet gesê verbied word om te eet, het afgekom. En die Here het vir hom gesê, eet, en hy het gesê, Here, oor my dooie liggaam, ek gaan nie eet nie, en die Here het vir hom 3 keer gesê, eet, en die 3de keer sê hy vir hom, wat ek rein verklaar, kan jy nie onrein verklaar nie, jy kan eet. En dis 'n baie simboliese ding gewees van, die Here werk nou in 'n nuwe era, met nuwe vryheid, onder leiding van sy gees, onder die heerskap van Christus, en ons leef nou nie meer onder die wet nie. Hierdie goeters wat die Jode verwyder het van ander nasies, word uit die pad uitgeruim, en dis baie simbolies van, net soos wat hulle in die Ou Testament nie moes meng met mense van ander volke nie, dis nie dat hulle nie moes meng nie, maar hulle kon nie trou van mense met ander volke nie, en hulle moes hulle self eenkant hou. Daai ding verval, en die Here sê, eintlik is 'n boel om te sê, die nasies is nie meer onrein nie,
Christus het gekom, hierdie wêreld behoort aan hom, hierdie wêreld is sy speelveld, die nasies is sy speelveld, en as jy aan God se kant wil speel, is dit waar jy moet speel. En dis wat Petrus hier met hom gebeur het. So hy sien wie hierdie visioen, hy kom dan nou uit Joppe uit, hy gaan na Kornelius se huis toe, in vers 34 staan daar, toe het Petrus aan die woord gekom en gesê, waarlik, ek begryp, hoor nou sê hy, nou eers, dat God nie onderskeid maak nie, maar enige volk, die mense aanneem wat hom vereer en doen wat reg is. So, Jesus was deel van die groepie in Matteus, waar Jesus gesê het, gaan heel na al die nasies. Hy het dit gehoor, maar dit het nie ingesink nie, want onthou ons luister deur filters. Hy luister deur die bril van sy eie kultuur, en ek, nee, dit kan nie, want ek weet Jesus het gesê, maar hy het seker bedoel iets anders gaan gebeur, hy gaan seker nie ek wat dit moet doen nie. En dan sê vers 36, julle weet dat God aan Israel sy woord gestuur het, naamlik die evangelie van vrede, wat Jesus Christus gebring het. Hierdie Jesus is die Here van almal. Julle weet ook van die gebeurtenisse dwars deur die hele Joodse land. Dit het in Galilea begin, en verduidelik hy die hele storie, vers 38. Julle weet van Jesus van Nasaret, dat God hom met die Heilige Gees gesalf en met krag toegerus het. Hy het rondgegaan, oral goeie werke gedoen en almal gesond gemaak wat in die mag van die duiwel was, want God was by hom. Alright, en dan sê hy al daardie goedes, en dan sien ons in vers 44, terwyl Petrus nog praat, het die Heilige Gees op almal gekom wat na die woord geluister het. Toe die Joodse gelowiges wat saam met Petrus gekom het, hoor hoe die mense ongewone tale of klanke gebruik en God prys, was hulle baie verbaas, hoor daar, is baie verbaas, dat die Heilige Gees as gawe uitgestort is, ook op mense wat nie Jode is nie. So Lukas beklemtoon hierdie. So hierdie kan jy amper beskou as 'n Pinkster 2.0. Nee, dis die Pinkster vir die heidene hierdie. So alhoewel die Pinkster in Jerusalem ook vir die heidene bedoel was, hoekom? Want dit is baie duidelik, mense het in tale gepraat, né? So dis baie duidelik dat selfs in Jerusalem het die Here eintlik sy roeping op Jerusalem bevestig, net soos hy vir Abraham geroep het in Genesis 12 om 'n lig te wees vir die nasies. Het dit nou weer in Jerusalem gebeur dat hulle lig moet wees vir die nasies. Maar hier doen die Here ekstra moeite. Hy stuur vir Petrus uit Joppe uit. Hy reverse die embarrassment van Jona wat nie na die nasies toe moet gaan nie, met 'n Petrus wat gewillig gaan nadat hy 'n visioen self van die Here gekry het. En hulle is toe nou verbaas, die mense wat saam met hom was. En Petrus sê, hierdie mense het net soos ons die Heilige Gees ontvang. Met ander woorde, hy sê, haai, weet julle wat, dit wat in Jerusalem gebeur het, onthou julle dit? Die presies dieselfde ding wat nou daar gebeur. Hier onder die heidene. Hierdie, in wie was Kornelius? Hy was 'n Romein. Wat is die Romeine? Hulle is die onderdrukkers van Israel. Daai mure val nou weg. Maak nie meer saak nie. Die Here, die mense behoort aan almal. Wat kan dan verhinder dat hulle met water gedoop word? Toe het hulle beveel in die naam van om in die naam van Jesus Christus, dat hulle in die naam van Jesus Christus gedoop moet word. Daarna het hulle hom gevra om 'n paar dae by hulle te bly. Nou is daar moeilikheid in hoofstuk 11. Want die apostels en ander gelowiges in Judea het gehoor dat mense wat nie Jode is nie, ook die woord van God aangeneem het. Toe Petrus dan in Jerusalem terugkom, met ander woorde, het die Joodse gelowiges hom verwyd. Jy het mense besoek wat nie besny is nie, en selfs saam met hulle geëet. So hulle kry nog steeds nie die boodskap nie. Petrus het toe vir hulle alles mooi uiteengesit. Hy sê, ek was in Joppe, besig om te bid. Ek bedoel, I was there minding my own business. Ek het nie beplan om na hulle toe te gaan nie. Ek was nêrens op pad nie. Ek het rustig daar in Joppe gesit. Net soos Jona, wou nêrens heen gaan nie. Toe ek in geesvervoering 'n gesig gesien het hy gesê, ek het iets soos 'n groot doek gesien, en dan vertel hy die hele stuk daar, en dan sê hy, vers 11, terselfde tyd het daar 3 mans wat van Caesarea af na my toe gestuur is, by die huis aangekom, waar ons tuis was. Nou sê ek, wat is Caesarea? Dit is ook deel van Judea nog, maar Caesarea was die stad van die Romeine. Die Romeinse legioene, wat oor Judea toesig gehou het in Caesarea gebly, né? So die Jode het nie eintlik hulle voet in Caesarea gesit. Daar was 'n paar wat handeling gedryf het met die Romeine en so aan, maar dit was eintlik 'n Romeinse stad in Judea. Die Gees het vir my gesê in vers 12,
dat ek nie moet aarzel om saam met hulle te gaan nie. En dan vertel hy dit nou, en dan sê hy, vers 15, skaars ek begin praat, of die Heilige Gees kom op hulle net soos ons, in die begin. Toe dink ek aan die woorde van die Here, wat die Here gesê het, Johannes het wel met water gedoop, maar julle sal met die Heilige Gees gedoop word. Hulle het net soos ons in die Here Jesus geglo, en God het aan hulle ook dieselfde gawe as aan ons gegee. Wie is ek dan om God te probeer verhinder? So dit is Petrus se verweer, né? Hy sê presies dieselfde het gebeur. Hulle het van dieselfde gawe het hulle ontvang. Hulle is gedoop met die Gees. Onthou wat beteken doop? Doop is 'n ritueel van belonging. So ons saam met al die heidene wat in Christus glo, behoort nou saam aan Christus. Ons is nou een nuwe mensheid. Vers 19, baie interessant, die gemeente in Antiochië is baie belangrik. So die vervolging wat na Stefanus se dood ontstaan het, is die gelowiges uitmekaar gejaag. Party van hulle is na Fenisië, Siprus en Antiochië. Maar hulle het die woord aan niemand anders as net nog aan Jode verkondig nie. Nog steeds kry hulle die boodskap nie. Onder die vlugtelinge was daar sekere mense wat van Siprus en Cyrene afgekom het. Siprus is 'n eilandjie net wes van Israel, daar in die Middellandse See, en Cyrene is in Noord-Afrika. Wat in Antiochië aangekom het en daar ook aan Grieksprekendes die evangelie dat Jesus die Here is verkondig het. By the way, jy kan sommer sien daarso wat is die inhoud van die evangelie gewees, né? Dat Jesus die Here is. Dit was die evangelie. Jesus is Here. Hoekom sê jy so? Ja, die dood opgestaan. Hy regeer nou oor al die geeste, al die demone, al die duiwels, al die Caesars, al die goed. Hy is die Here van die kosmos. En buig voor hom. En ek het al vir julle gesê ook, né, dat Handelinge Lukas lê geweldig in die toesprake in evangelie. In Handelinge lê hy is die opstanding primêr, né? Want as jy in 'n vreemde wêreld inbeweeg, is die opstanding baie belangrik. Hoe gaan die mense kan oortuig dat Jesus is die Here is, dat hy die Here is, as jy nie oor die opstanding kan praat nie? En die Grieke het natuurlik geglo, niemand kan uit die dood uit opstaan nie. Daar was 'n groot play, toneelspel, kyk die Grieke was ons mal oor teaters gewees. So hulle het allerlei opvoerings gehad, oral, en daar was 'n opvoering wat geskryf is deur 'n Griekse ou Aeschylus, en die Grieke het sommer altyd hulle teologie gekry uit van hulle skrywers. Jy weet, hulle Ou Testament was soort van Homeros, jy weet Homer se Iliad en se Odysseus, se Odyssey. En hulle het nie die Ou en Nuwe Testament gehad nie, maar hulle het 2 dele gehad van wat hulle beskou word as gesagvol. Die een was Homeros en die ander was Plato se geskrifte. En ook sommige filosowe en playwrights, wat sê Afrikaanse woord vir playwrights, dankie, wat hulle op Plato gebaseer het. So, en dis hoekom hulle so die mekaar pantheon gehad het met vreemde gode, en dis baie die mekaar gewees, en daar was hordes van die goed gewees. Jy het nooit geweet wie pas waar in, dis 'n groot die mekaar storie gewees. En so, hoekom vertel ek dit nou alles? Wat was ons nou? Ja, Aeschylus, dis hy. En so Aeschylus het gesê, as die aarde eers jou bloed gedrink het, kan jy nie weer lewe nie. Jy kan wel in die onderwêreld lewe, maar jou liggaam sal nooit weer leef nie. So as die vroeë Christene gepraat het van opstanding, anastasis, het hulle bedoel iemand wat fisies dood was, wat nou weer fisies lewe. So die Grieke het nie hierdie goed geglo nie, dit was hulle baie moeilik om te sluk. Maar as jy sou kon getuies bring dat iemand uit die dood kon opstaan, sou dit vir hulle 'n kosmiese betekenis gehad het. So dis hoekom in Handelinge is die opstanding primêr. Daar's nie 'n toespraak in Handelinge wat die opstanding nie baie sterk beklemtoon nie. Goed. En so dan sien ons dan verduidelik hy nou vir die ouens, maar hierdie ouens het ook in tale gepraat. Okay, en dan kom hulle Antiochië en hulle dat Jesus se heerskap verkondig, en vers 21, die Here het die gelowiges gehelp sodat daar baie mense tot geloof gekom het en hulle tot die Here bekeer het. Die berig hieroor het in die gemeente in Jerusalem bereik, en dis nou belangrik, en hulle het vir Barnabas na Antiochië toegestuur. Hoekom? Want die Jerusalemse kerk hou toesig oor die res. So hulle stuur vir Barnabas,
om te gaan kyk wat is hierdie herlewing dan Antiochië, wat gaan daar aan. Vers 23, toe hy daar kom, was hy baie bly om te sien hoe God in sy genade onder hulle gewerk het, en hy het hulle almal aangespoor om met hart en siel aan die Here getrou te bly. Barnabas was 'n goeie man, vol van die Heilige Gees, met 'n vaste geloof. Maar kyk nou, volgende sinnetjie. 'n aansienlike groep mense is tot geloof in die Here gebring. En Barnabas is na Tarsus toe om vir Saulus te gaan soek. Hy het hier in Antiochië aangekom en hy het gesê, "Joh, hier's 'n klomp ouens. Dis heidene, maar hulle is passievol oor Jesus. Daar's 'n paar Jode ook onder hulle en hulle is aan die brand vir die Here. Hierdie ouens het sendingvisie. Dis ouens wat nogal 'n goeie tuiste sal kan bied vir Saulus. Want dis wat Saulus se hart is. En hy gaan toe Tarsus toe. Dis net so entjie wes van Antiochië. Dis nie so ver nie. Wel, vir ons sal dit ver wees om te stap, maar vir daai mense was dit niks. Stap geoor, paar dae se stap en gaan haal vir Saulus. Toe hy hom kry, vers 26, het hy hom na Antiochië toe gebring. En hulle twee het 'n hele jaar lank saam in die gemeente gewerk en baie mense onderrig. In Antiochië is die gelowiges vir die eerste keer Christene genoem. Daar gebeur dit. En dit behoort iewers te wees tussen 40 en 46. Ons is nie presies seker nie. In die tyd het daar profete van Jerusalem afgekom, goed, en dan voorspel daai Agabus voorspel 'n hongersnood, vers 28. Een van hulle met die naam van Agabus, is deur die Gees gelei om te voorspel dat 'n groot hongersnood die hele wêreld sou tref. Dit het dan ook gebeur in die tyd van keiser Claudius. So dit is so, Claudius was Caesar van 41 tot 54 na Christus en iewers van 44 af tot 49 iewers. Weet ons daar 'n groot hongersnood plaasgevind. Oor die hele wêreld staan daar, dis nie regtig hele wêreld nie, dis nie die hele wêreld wat hulle gevoel het soos die hele wêreld. Dit is Egipte gewees, het 'n groot waterkrisis gehad met die Nyl en hulle is beskou as die groot voorsieners van brood aan die ganse antieke wêreld in daai tyd vir al die suidelike gedeeltes van die Romeinse kolonies. Daar waar Israel was. En so Jerusalem, wat baie na in Egipte was, is baie sterk geraak deur hierdie hongersnood. En daar het in Jerusalem 'n hongersnood plaasgevind. Vers 29, die gelowiges het toe besluit dat elkeen na sy vermoë, het gaan nie oor tiendes nie, hè? Gaan nou oor elkeen, alles behoort aan die Here, so jy gebruik wat jy het om van te leef, en dan volgens jou vermoë, gee jy tot 'n hulpfonds. So dis addisioneel tot die gewone bydraes. Hierdie is my vreeslike mooi gebaar. Ek bedoel, hierdie ouens is daar in Antiochië, hulle het niks noodwendig te maak gehad met Jerusalem nie. Ek bedoel alhoewel, daar is mense van Jerusalem wat so toe gegaan het, dis wel waar. Maar hierdie, dis kenmerkend hoe hierdie gelowiges vir mekaar omgegee het. En Paulus het homself beywer vir hierdie gemeente in Jerusalem, tot die einde van sy lewe, het hy vir hulle geld ingesamel. Ons lees van 1 Korintiërs 16, jy lees daarvan in 2 Korintiërs 8-9, jy lees oral daarvan, dat Paulus was die hele tyd besig om vir hulle geld in te samel, en dan vat hulle die geld vir die ouens in Jerusalem, dan gaan hy weer, dan reis hy weer, en dan gaan samel hy weer geld in. En dan het 'n hulpfonds gestig, vers 30, hulle het gedoen en die geld met Barnabas en Saulus aan die ouderlinge in Jerusalem gestuur. Daarvan vertel hy ook in Galasiërs 2, hy en Barnabas is terug Jerusalem toe, om die geld te gaan dra. Titus sê hy het saam met hulle gekom, dit sê hy in Galasiërs 1, en hy gebruik het nog daarom vir die Galasiërs te sê, en weet jy wat, Titus was 'n heiden, en selfs die mense daar in Jerusalem het nie verwag om homself besny nie. Sommer net so klein steekie vir die Galasiërs daarso. En goed, so, nou, hier kom Lukas nou in hoofstuk 12, en hy praat van die tyd van koning Herodes. Nou, wat so Herodes is dit? Onthou nou ons Herodes die Grote, wat die babetjies doodgemaak het in Jesus se tyd, né? Hy is dood in 4 voor Christus. So hy is dood in die jaar wat Christus gebore is. Jy onthou Christus is gebore in 4 voor Christus, né? Ons het al gepraat, né? Het ons. Ja, goed. En toe hy oorlede is, word die hele, nou hy het beheer gehad oor die hele Judea en die hele Israel. Hy was die ou wat die grootste land besit gehad het. En hy was groot vriende met die Caesars. En hy het by die Caesars geleer hoe om te bou. So Herodes was briljant in bouwerk. Hy was ryker as die Caesars gewees, né? Hy was skatryk gewees.
En goed, so toe hy dood is, toe word sy land verdeel tussen sy seuns. Die suide, Judea, is deur Archelaas, Herodes Archelaas, het dit gekry, maar hy was net 13 jaar in bewind en toe word hy droog gemaak, toe ontheffel hom. In Galilea het Herodes Antipas, sy ander seun, het Galilea gekry en so stukkie net aan die ander kant van die Jordaan en aan die ander kant van die see van Galilea. Nou as ons die evangelies lees, tydens Jesus se bediening en hy praat van Herodes, is dit die Herodes waarvan hy gepraat het, Herodes Antipas, wat Jesus se bediening was in Galilea gewees, né? So dis Herodes Antipas. En dan is hy Herodes Philippus, hy het weer die gedeelte, hy het Nabatea besit aan die ander kant van die Jordaan, en dis eintlik omtrent dit. En dan het Herodes die groot, sy kleinseun was Agrippa die eerste. En as daar hier gepraat word van Herodes, word gepraat van Agrippa 1. So dis die kleinkind van Herodes die Grote, dis die eerste van Herodes se nasate wat weer al die mag in Israel teruggekry het, al die land gekry het. En natuurlik later as ons in Handelinge 25 en 26 lees van Agrippa, dan is dit nie die Agrippa nie, dan is dit Agrippa 2, sy seun. Right, julle met my? Okay. Laat nou 'n mooi oorsig oor die Herodes. Sommige for free, is nie eens deel van die ding nie. Goed. So die tyd van koning Herodes, in die tyd het koning Herodes party van die gemeentelede laat vang en hulle mishandel. Hy het vir Jakobus, die broer van Johannes, met die swaard laat doodmaak. Toe Herodes sien dat dit by die Jode byval vind, het hy nog verder gegaan en ook vir Petrus gevange geneem. Dit het tydens die fees van die ongesuurde brood gebeur. En dan sien ons hy word gevang en dan sien ons hier van vers 6 af hoe Petrus bevry word. Die engel lei hom uit en sê baie snaaks, Petrus dink hy's in 'n droom, né? Hy word uitbegelei deur die engel. Dis eers wat hy buite in die koue staan toe besef hy, o nee, ek het actually ontsnap. Die engel het hom uitgevat en julle het sekerlik daai al honderde kere gelees, so julle weet daai stukkie. En dan sien ons daarso in dan gaan hy na die gelowiges toe. Vers 12. Met die gedagte is hy na die huis van Maria. So hy's nou klaar, hy's nou bevry uit die tronk uit, dan gaan hy terug na die gelowiges toe wat besig is om vir hom te bid. So met die gedagte is hy na die huis van Maria, die moeder van Johannes wat ook Markus genoem is. En dis Johannes Markus van Handelinge 15 farm en van wat die evangelie van Markus geskryf het, waar baie gelowiges saam was om te bid. Hy het aan die voordeur geklop en 'n diensmeisie met die naam van Rodei het kom hoor wie dit is. Toe sy Petrus se stem herken, was hy so bly dat sy nie die deur oopgemaak het nie. Maar sy het binne toe gehardloop om te vertel dat Petrus daar by die deur staan, maar hulle het van gesê jy's mal. Hulle het nooit vrouens geglo nie. Is dit nie stupid nie? Ja? Toe sê egter daarmee volhou, sê hulle, okay, maar dan is dit 'n gees. Intussen het Petrus aangehou. Hy staan intussen 'n hamer op die deur. Let me in. Toe hulle die deur oopmaak, die van julle wat Lion King gesien het, in elk geval, die van julle weet nie, don't worry, you missed the joke. Vers 17, hy het met die hand vir hulle gewys om stil te bly en vir hulle vertel hoe die Here hom uit die tronk uitgelei het. Vertel dit vir Jakobus en die ander gelowiges het hy gesê. Het hy gesê na 'n ander plek toe vertrek. Toe dit dag word, was die soldate nie min ontsteld nie, want natuurlik is hulle nou tereggestel, want as jy gevangenes wat ontsnap het, is jy altyd uit dood veroordeel, jy's altyd tereggestel, dis nie 'n aangename storie nie. En dan daar het Herodes van Judea af Caesarea toe gegaan en 'n tyd daar gebly. So Herodes het eintlik ook in Caesarea gebly, daar by die Romeinse soldate. En dan is hier 'n baie interessante ding wat vertel word deur Lukas. En dit is dat Herodes het een oggend sy koninklike drag aangetrek en voor die mense verskyn. Vers 21, op 'n vasgestelde dag het Herodes sy amptsklere aangetrek, op sy troon gaan sit en hulle toegespreek. Die mense het geskreeu, dis 'n God wat praat, nie 'n mens nie. Sy amptsdrag het geblink en geskyn uit soos 'n God gelyk, so van ver af as die son op hom skyn. Op daardie selfde oomblik het 'n engel van die Here hom getref omdat hy nie die eer aan God gegee het nie. En Herodes is deur die wurms verteer en het gesterwe. Dis interessant, hierdie sterwe van Herodes word bevestig deur die geskiedskrywer Josefus. Hy sê, hy bevestig dit dat Herodes oorlede is daar. Maar die woord van die Here het verder gesprei en veld gewen. Dit is belangrik hierdie, konings kom en konings gaan, maar die evangelie versprei. Die evangelie beweeg vooruit. En selfs gelowiges sterf, maar die evangelie word groter. Niks kan die evangelie keer nie, dis die waarheid van God, dis die goedheid en die skoonheid van God, dis onkeerbaar.
Die evangelie het veld gewen. En jy sal agterkom in Handelinge, Paulus gebruik die Lukas gebruik die heeltyd hierdie frases, maar die evangelie het veld gewen. Maar daar's nog getalle gelowiges by hulle gevoeg. En die getal gelowiges het groter geword. Hy sê dit die heeltyd, so hy wil vir jou wys hoe kragtig die evangelie versprei het. En dan sien ons in vers 25 die fokus op Jerusalem eindig eintlik soort van hierso. Barnabas en Saulus het teruggekom en nadat hulle opdrag in Jerusalem uitgevoer het hulle vir Johannes, wat ook Markus genoem is, met hulle saamgevat. So, nou soos hier in hoofstuk 13, dis Paulus se eerste sendingreis wat nou soos van gaan plaasvind. Kom ons kyk net wat hier besig is om te gebeur. Onder die profete en leraars in die gemeente in Antiochië was Barnabas, Simeon, wat ook Niger genoem is, Lucius van Cyrene. Daai Lucius van Cyrene, dit kan heel moontlik Lukas wees. Hy verwys heel moontlik na homself daar. Manaen, wat saam met die heerser Herodes groot geword het, en Saulus. Toe op 'n keer, nou, kan julle sien hoe plaas Lukas die heeltyd die gebeure in die konteks van wêreldgebeure en van bekende mense. Né? Hallo, is julle met my? Hier net voorheen het hy gesê, in die tyd van koning Herodes, hoofstuk 12 vers 1, het gemeentelede laat vang, en hy praat van Herodes se dood, wat almal van hom weet, so hy plaas gedurig hierdie goeders koppel hy aan historiese gebeurtenisse. Wat vir jou sê, hy wil iets vertel van wat werklik gebeur het. En hierso praat hy van Manaen, wat saam met die heerser Herodes groot geword het. So dit was 'n bekende persoon. So gedurig noem hy name wat almal sal ken en weet hulle, hierdie ou credibility, so hy sal kan getuig van wat hier gebeur het. So baie belangrike skryfstyl in die antieke tyd gewees. Toe hulle op 'n keer met mekaar was, vers 2, om die Here te dien en om te vas, het die Heilige Gees gesê, sonder Barnabas en Saulus my af om die werk te doen waarvoor ek hulle geroep het. En nadat die gemeente gevas en gebid en hulle hande opgelê het, het die gemeente hulle laat gaan. En nou so hier, ten minste in die vertelling van Lukas, hier sien ons die mense van die pad. Hoe Paulus nou as het ware sy sandale aantrek en hy's nooit alleen nie, hy het altyd mense saam met hom wat saam met hom reis en hy vat die pad. Dis nie vir die eerste keer nie, maar dis die eerste keer waarvan Lukas regtig pertinent en in meer detail vertel. So, weer eens, die pad is baie belangrik. Ek het vir julle gesê, net hier van die eerste sendingreis af van Antiochië af tot die einde van Paulus se lewe, omtrent 15 jaar. Want hierdie sendingreis is waarskynlik jaar 48, 49. Sy eerste sendingreis was 2 jaar, tweede sendingreis was 3 jaar, derde sendingreis was 4 jaar. Okay, maklik. Eerste een was 2 jaar, tweede een was 3 jaar, derde een was 4 jaar. Amper, more or less, dis nou nie tot op die dag nie. Jy weet, so moet nou nie my quote op dit. Maar dis so min of meer. Goed. En vers 4, soos Barnabas en Saulus deur die Heilige Gees uitgestuur, hulle het na Cilicia toe gegaan. Alright. So ek dink die maklikste net om te sien is, hulle gaan hierso deur 'n paar plekke. Hierso is die prentjie van Paulus se eerste sendingreis. So, julle sal nou sien, daar's ons na Judea, né? So ons nog heeltyd daar besig, daar's Jerusalem. En daarso is Caesarea Maritima en Joppe moet nou net hier iewers in die suide lê byvoorbeeld. Damascus is daar's Damascus, Abilene en Swan en daar's Fenisië, Tyrus en Sidon moet daar iewers wees en daar's Antiochië. Ja, waar's hy? Kan nie sien nie. Ja, dis hy daar, né? Dis hy. Ja. En daar's Cilicia, is die hawe stad net daar naby. Maar let nou op, wat is daai? Daai is ook 'n Antiochië. Né? Dis die Antiochië van Galasië. So moenie die mekaar raak met daai Antiochië en daai Antiochië nie, want Paulus hulle sê nie altyd van wat se Antiochië hulle praat nie. Dit is gewoonlik maklik uit die konteks uit sal kan jy dit aflei. Dit is nie moeilik nie. So nee man, julle kan ook. En so hy travel af van Seleukia af en daar kom hulle by die eiland Cyprus en is daar in Paphos wat hulle kom en wie ontmoet hulle in Paphos? Wie kan onthou? Hulle ontmoet daar die goewerneur. En wat is die goewerneur se naam? Sergius Paulus. Nee, onthou julle dit? Lees gou 'n bietjie. Kom ons kyk. Hallo, Bybel, hierdie boek het jy al gelees. Kyk na vers 6.
Kyk na vers 6. Daarna het hulle die hele eiland deurgegaan tot by Pafos, waar hulle 'n Joodse towenaar met die naam Bar-Jesus teengekom het wat voorgegee het dat hy profeet was. Vers 7, hy was by die goewerneur Sergius Paulus, wat 'n verstandige man was. Die goewerneur het vir Barnabas en Saulus, let wel, Saulus word hier nog steeds genoem, Saulus, né? Hoeveel jaar later is dit, na sy bekering? Van 33 af tot 48. So dis 8 jaar, 7 jaar, is 15 jaar later. Hy is nog steeds Saulus, né? So Saulus, sy naam het nie verander met sy bekering na Paulus toe nie. Ek het so groot geword, die dominees het dit onbeskaamd van die kansels af gesê, kan nie glo nie. Ek weet nie waar het hulle geswat nie. In elk geval, die goewerneur het vir Barnabas en Saulus laat roep, want hy wou graag die woord van God hoor. Die towenaar Elimas, soos hy in Grieks genoem is, het hulle egter teëgestaan, omdat hy wou verhoed dat die goewerneur in Jesus glo, maar Saulus, hoor nou, dit is Paulus. Eerste keer. Boom. Daar sê Paulus. Vol van die Heilige Gees, het hom skerp aangekyk en gesê, duiwelskind, deur trap, skelm en bedrieger. Jy weet, Paulus het 'n hoë EQ gehad, nie, of het hy baie omgegee nie, een van die twee. Vyand van alles wat reg is, sal jy ophou om in die pad van die Here te staan. Die Here gaan jou nou straf. Jy sal blind word en die son vir 'n tyd lank nie sien nie. En ewe skielik toe sien hy ooggat, hy sien nou nie meer nie. En vers 12, die goewerneur was diep onder die indruk van die leer van die Here. Wat is daai? Die pad van die Here. En toe hy gesien het wat gebeur het, het hy gelowig geword. So hier is die eerste bekeerling, en natuurlik vir Lukas is hierdie baie simboliese ding. So, wanneer word Saulus vir die eerste keer Paulus genoem? Wanneer hy sy sandale aantrek, en hy gaan die Grieksprekende wêreld in. Almal het min of meer in daai dae, as jy 'n handelaar was, kyk Romein, eintlik is die beste manier om te sien, is 'n Romein het 3 name gehad. Hy het 'n familienaam gehad, het 'n noemnaam gehad, en dan het hy 'n naam gehad, wat baie keer aan 'n groter familiegroep gebonde was en so. So die naam Paulus is eintlik Paulus se handelsnaam wat hy waarskynlik gebruik. Dis nie die direkte vertaling van Saulus nie. Dit is waarskynlik Paulus se noemnaam. So as jy in 'n Grieksprekende wêreld handel gedryf het jy nooit jou Joodse naam gebruik nie. Jy het altyd jou handelsnaam gebruik. So dit was Paulus se brand gewees. Dit was sy naam. So hy word Paulus genoem daarso. Maar natuurlik is dit ook so, ja, dat meeste Jode het baie keer in die Grieksprekende wêreld net die Griekse vorm van hulle Joodse naam gebruik. Soos Cephas byvoorbeeld, Petrus is die Griekse naam vir Petrus. Cephas is wat hy eintlik genoem is, beteken klip, rots. Dis die Aramees of Hebreeus. Maar almal ken hom as Petrus, want die Bybel is in Grieks geskryf en dit is nie makliker om hom te noem op sy Griekse naam. So die Jode het hom Cephas genoem. As hy in die Grieksprekende wêreld inbeleef het hulle hom Petrus genoem. Goed, so daar kom 'n ou tot geloof. En dan gaan hulle van daar af deur Pamfilië en dan kom hulle daar aan Antiochië. Nou in die eerste sendingreis is daai eintlik Suid-Galasië daai. So dis Antiochië, Iconium, Derbe, Lystra. Dis eintlik die 4 stede wat belangrik is. Dis nie die ander nie belangrik is nie. Ek wil after all, daar in Cyprus het mense tot geloof gekom. Dis die eerste bekeerlinge op sy eerste sendingreis het daar tot geloof gekom. So die mense daarso in Antiochië, hulle gaan altyd, waarheen gaan Paulus heel eerste? Ook in 'n heidense stad, hy gaan na die sinagoge toe, né? Hy gaan heel eers na die sinagoge toe. Hoekom? Want ons het dit al vir mekaar gesê. Wat se mense hang rond by die sinagoge? Obviously die Jode, en wie nog? Ja, van hulle. En dis heeltemal reg. En wat nog? Daar's proseliete, met ander woorde, mense wat uit die heidendom uit Jode geword het. Hulle is obviously ook deel van die sinagoge en dan is altyd die godvreesers. Wat ook deel is van wat ook rondhang by sinagoge. Wat's goed hulle? Hulle is heidene wat belangstel in die Joodse geloof, maar wat nog nie gelowig is nie. Hulle ondersoek nog, né? Hulle kyk wat daar aangaan. So dis ryp vrugte. En aangesien Jesus die vervulling is van die Joodse messiaanse tradisie, gaan hy heel eers na die Jode toe en daar kry hy altyd in die heidense lande of stede sommer 'n klomp heidene ook. Wat soort van klaar reg is vir die Christelike geloof. Hoekom? Want hulle is op soek, hulle stel klaar belang in die Jodendom, né? En kyk vir Paulus, hy het nie gedink hy het 'n nuwe godsdienst begin nie. Vir hom is die Christelike geloof eenvoudig die kontinuering van die Joodse godsdienst. Dit is hoekom baie van die ander
Joodse Christene nog steeds in Jerusalem gebly het, nog steeds offers gebring het, nou nie meer vir dieselfde redes nie meer vir regverdigheid of vir sondevergifnis nie, want Jesus het nou hulle sondes betaal, maar dit was steeds hulle kultuur gewees, hulle steeds hulle reinigingsseremonies gebruik, hulle was Christene nou gewees, maar hulle was steeds in die Joodse kultuur gewees. So hulle het net beskou, hulle het nie gedink hulle stig 'n ander godsdienst nie. In die Johannes Evangelie sê dit nog meer prominent. Johannes sê, die Jode wat Christus nie aanvaar nie, hulle het gebreek met die tradisie van die Jode. Hulle noem hulle self nog Jode, ironies genoeg. Maar volgens Johannes, is daai Jode wat nie in Jesus glo nie, is nie meer ware Jode nie. En dis 'n belangrike ding. En daarom moet ons ook versigtig wees. Jy sien dit in Matteus Evangelie, né? Israel as etniese volk, is nie meer die Here se uitverkore volk nie. Hulle het die Messias verwerp. Hulle is nog deel van God se plan, natuurlik. Daar baie mense wat Israeliete is, kom tot geloof. Die Here is nie klaar met hulle nie. Maar Israel is 'n etniese groep. Is lankal nie meer God se volk nie. Wie is nou God se volk? Ek en jy. Ons is God se uitverkorenes. Ons is sy volk, sy nasie, saam met die gelowiges in Israel, of saam met die gelowige Israeliete, wat ook in Jesus glo, natuurlik, en al die ander mense, wat in Jesus glo. So, alright, okay, dis eintlik wat ek wil sê, ja, so, waar is ons nou? Antiochie, daar kom ons tot geloof, hulle is baie bly, maar as daar Jode wat in opstand kom, in elkeen van hierdie stede word Paulus vervolg, elkeen van hulle. En elke keer is dit die Jode. Hy gaan na die sinagoges toe, party ouens kom tot geloof, die ander ouens is briesend kwaad. Jaag hulle uit die stad uit. Dan gaan hulle Ikonium toe. Also, boom. Kom daarso, verkondig die evangelie, baie bly. Dan kom 'n ander ouens van Antiochia af, 'n klomp Jode, en kom maak moeilikheid en sê nee, hierdie ouens het kom droog maak en hulle jaag hulle uit. En hulle gaan Lystra toe. Nou soos by Handelinge 14. Waar is ons toe? Boom. Handelinge 14. Nou is hulle in Lystra. En hulle begin die evangelie verkondig en mense neem dit blydskap aan en dan kom mense van Antiochia aan en hulle sê nee, hierdie ouens moeilikheid veroorsaak en hulle jaag hulle uit. En meer is dit, hulle slaan vir Paulus, hulle gooi met klippe, hulle stenig hom en hulle los hom vir dood buite die stad. Hulle dink hy is dood. Kom ons lees gou daai gedeeltetjie. En dis in Handelinge 14 vanaf vers 8. So in Lystra was daar 'n man met gebreklike voete. Hy was van sy geboorte af verlam en kon nooit loop nie. Hy het geluister terwyl Paulus praat. Paulus het stipt na hom gekyk en gesien dat hy die geloof het om gesond gemaak te word. Toe roep hy na hom, staan regop, op jou voete. So, dit klink 'n bietjie soos 'n generaal. Die man het opgespring en hy kon loop. Toe die mense sien wat Paulus gedoen het, roep hulle in Lakonies uit. Die gode het soos mense geword en na ons toe afgekom. Hulle het vir Barnabas Zeus genoem, Paulus Hermes, omdat hy die woordvoerder was. Die priester van die Zeus tempel, net buite kan die stad, het bulle en blomkrans na die stadpoort toe gevat. Hy wou saam met die mense offers aan die apostels bring. Okay, en wat is hier besig om te gebeur? Hoekom gebeur hierdie? So, dat is so in die omgewing van Lystra, in Lakonie, was daar die myte gewees, wat mense nie weet, is dit histories of is dit nie, mense het dit as histories gevat, dat Zeus en Hermes het een keer mens geword. Kyk, dit is 'n baie algemene ding onder die Olimpiese gode, dat hulle het hulle self geïnkarneer in die gestaltes van mense. Ons het al baie dit vir mekaar gesê, né? En dan loop hulle rond as mense. Ons het nog baie keer oor gepraat ook, dat mense het hulle nie altyd erken nie, maar baie keer het mense hulle erken op grond van hoe hulle gestap het. Hulle het nie soos aardse mense gestap nie, hulle het soos gode gestap. Maak nie saak nie. In 'n vorige bedeling het die stories rondgeloop dat Hermes en Zeus het 'n vorige keer het hulle die omgewing van Lystra besoek en die meeste mense het hulle glad nie erken nie. Daar was net een egpaar. Die man was Philemon en die vrou se naam was Baucus. En hulle twee het Hermes en Zeus erken. En hulle was gasvry gewees, hulle het hulle ontvang in die huis en vir hulle kos gegee. En Zeus en Hermes was so kwaad gewees vir die res van die spulletjie, hulle die hele klomp uitgewipe en net hierdie kappel gespaar. So hierdie storie het rondgegaan. So hier kom Paulus en Barnabas nou. En hulle kom met hierdie kragtige dade, wonderwerke gebeur en wat is hulle eerste, ek bedoel, hulle backstory van hierdie hele ding is, flip, Hermes, Zeus, hulle is terug, hulle is hier. Jy weet, slag die bulle, bring die kranse, ons gaan nie weer hierdie fout maak nie. En so hulle is reg om net, jy weet, vir Paulus hulle te paai
Vers 14, toe die apostels Barnabas en Paulus daarvan hoor, het hulle klere geskeur en tussen die mense ingespring. En gesê, mense, wat vang julle aan? Ons is maar net mense soos julle. Ons bring vir julle die goeie boodskap, dat julle hierdie sinlose gode moet laat staan, en julle tot die lewende God bekeer. Dis hy wat die hemel en aarde en see en alles wat daar is gemaak het. Hy het die verlede al die nasies toegelaat om hulle eie koers te gaan, maar tog bekend gemaak dat dit hy is wat die goeie dinge gee. Hy het vir hulle die reën van die hemel afgegee en die gereelde oeste. Dis bietjie dieselfde toespraak wat hy in Handelinge 17 gee in Athene, né? Hy sê dalk, ons kom volgende week nou daarby, maar hy sê dalk vir hulle, jy weet, hy's bietjie meer gesofistikeerd daar, want hy praat daar met filosowe, maar die inhoud is baie dieselfde. Sy aanslag is hier baie meer direk, want hierdie is tipies, maar hierdie is net ongesofistikeerde bygelowige Grieke. So hy sê sommer vir hulle stryd. Hey, wow, nee, stop hierdie nonsens. Weet, los hierdie sinnelose gode. In Athene praat hy 'n bietjie versigtiger, maar daar sê hy ook, die Here het die onkunde van die verlede oorgesien. Maar nou in die laaste dae het hy 'n man uitgesoek deur wie die hele wêreld gaan oordeel en waartoe ons onsself moet bekeer. En dis min of meer dieselfde wat hy hierso vir hulle sê. Hy het vir hulle en natuurlik vers 28 van hoofstuk 17 sê hy ook, want ons stam almal van hom af, deur ons lewe ons, bestaan ons en jy weet is ons en so aan. En hy sê omtrent dieselfde goeders hierso. Hy het vir hulle die reën van die hemel gegee, dis in die middel van vers 17 en gereelde oeste. Hy het julle volop kos gegee en julle gelukkig gemaak. So hy sê, nou hoor nou jy wat sê hy, dit is 'n ongelooflike belangrike ding hier vir hoe die Here aan die werk is onder heidene nasies. Mense wat nog glad nie van die Here hoor nie. Hy versorg daai mense ook. En hy doen dit hoekom? Sodat mense sal vra, waar kom die goeie vandaan? Waar kom die lekker vandaan? Mense sê altyd, as God van liefde is, hoekom is die wêreld so vol pyn en lyding? Dis 'n verkeerde vraag. Dis 'n tipiese vraag wat 'n voorspoed samelewing vra. Mense wat swaar kry, vra eintlik, waar kom die goeie vandaan? Hoekom het ons kos gekry? Ons het vir 'n week honger. Vandag het ons kos gekry. Hoekom? Wie sorg vir ons? Wie kyk na ons? Dis vrae wat arme mense vra hierdie. So dis waarom arme mense baie meer in touch is met die spirituele. Dis hoekom Jesus sê geseën is die armes. Lukas 6. Hy sê nie geseën sê armes van gees soos Matteus 5 nie. Hy sê net geseën sê armes. Want arme mense is gewoonlik arm van gees. Hulle is gewoonlik baie meer in touch met die bottom line goeders van die lewe. Vers 18. Maar selfs met hierdie woorde kon die apostels nouliks voorkom dat die mense aan hulle offers bring. So hierdie storie van Filemon en van Baukus was baie sterk in hulle gedagtes. Hulle wil seker maak uitwiping gaan nie weer gebeur nie. Ons moet seriously net seker maak hierdie is nie, jy weet, hierdie is nie gode nie. Maar vers 19. Toe daar die Jode van Antiochië en Ikonium afgekom en die mense na hulle kant toe oorgehaal. Hulle het Paulus met klippe gegooi en hom uit die stad gesleep onder die indruk dat hy dood is. Daar het die gelowiges rondom hom kom staan en hy het opgestaan en weer die stad ingegaan. Volgende dag het hy en Barnabas na Derbe toe vertrek. So Derbe is hy laaste enetjie. Daarso, dis Derbe en toe loop dieselfde pad weer terug. Tjik en terug na Antiochië toe. Daar vers 21 sien ons hulle is terug op pad na Antiochië toe. Ons sien daar in die helfte van vers 21. Daarna het hulle na Lystra, Ikonium en Antiochië toe teruggegaan. So hulle gaan op dieselfde pad nou terug, né? Hulle het die gelowiges geestelik versterk en hulle aangespoor om getrou te bly in die geloof. Ons sal eers deur baie verdrukking moet gaan voordat ons in die koninkryk van God kom, het hulle gesê. So wat is die vraag wat die disippels vir Jesus vra heel in die begin van Handelinge? Is dit nou die tyd dat die koninkryk van God gaan vestig? Nou wat sê Jesus vir hulle? Dis nie vir julle om te weet nie, maar die Heilige Gees sal oor julle kom en julle sal my getuies wees. So hier besef hulle, deur al die vervolging wat plaasvind, besef hulle dat hulle Jesus se woorde 'n bietjie moet anders interpreteer. Dat Jesus dit nie bedoel, jy weet, dat die eindtyd beteken dat alles die totale einde gaan nou gebeur nie. Ons gaan nog 'n ruk in hierdie wêreld van pyn en lyding moet leef. En
Vers 23, in elke gemeente het hulle ouderlinge gekies. Nadat die gemeente gebid en gevas het die apostels hulle opgedra aan die Here in wie hulle nou geglo het. So oral het Paulus hierdie gemeenskappe geskep. Gemeentetjies geplant en geskep. Vers 24, die apostels het verder gegaan deur Pisidië en Pamfilië. Daar het hulle in Perge die woord van die Here verkondig en daarna Atalië toe vertrek. Daarvan is hulle met 'n skip terug aan Antiochië toe, waar hulle aan die genade van God opgedra is vir die werk wat hulle nou voltooi het. By hulle aankoms het hulle die gemeente bymekaar geroep en vir hulle vertel wat God alles deur hulle gedoen het. En dat vir die heidene, hoor hierdie weer, dat hulle vir die heidene die deur van die geloof oopgemaak het. Die apostels het 'n geruime tyd daar by die gelowiges deurgebring. Tot hier toe vanaand. Ons het 5 minute. Ons lewende Here, dankie weer eens vir u woord. Dankie vir u goedheid in ons lewens. Dankie dat ons dit kan aanvoel. Here, ek bid dat ons oë sal oop wees vir u aktiwiteite in hierdie wêreld waarin ons leef, dat ons nie so besig sal wees en so aan die gang sal wees dat ons u werksaamhede sal mis nie. Ek bid Here dat ons u liefde en u boodskap sal bring vir mense, dat ons u teenwoordigheid in mense se lewens wat nie van u bewus is sal vertaal, sodat hulle sal bewus wees daarvan dat u aktief is in hulle lewens. Help ons om 'n lig te wees. Help ons om goeie getuies te wees, soos wat hierdie mense was waarvan ons lees. Dankie vir hulle getrouheid en dankie vir hulle getuienis. Dankie dat dit ons soveel vrymoedigheid gee om ons lewens mee te leef. Wees met elkeen van ons vanaand. Wees met ons tot volgende week. Stap die pad saam met ons en lei ons en bewaar ons in liggaam, siel en gees. Ons bid dit in Jesus se naam en om 'n antwoord. Amen.